Vandag gaan ek vir julle wys om karamelbeskuit te bak. Ons maak 'n dubbelmengsel aan, want dis Desember en die kinders kom kuier en dan eet ons baie beskuit en koffie. Ek sal die enkel resep se bestelnummer ook in die video plaas. Ons begin met 18 koppies koekmeel, 'n kilogram margarine, bakmargarine, 100 ml bakpoeier, 20 ml sout en 20 ml koeksoda. Hierdie goed gaan ek alles in my menger meng, maar jy kan dit met die hand ook doen. Jy gooi die droë bestanddele by die meel en jy vryf die botter daarin. Ons begin met 'n liter karmelk, 20 ml bruin asyn, 3 koppies suiker en 4 eiers. Dit word alles bymekaar gemeng en dan as die margarine in die meel ingevryf is hierdie die nat goed wat dit deeg gaan maak. Dis soos 'n mengsel lyk na die margarine nou by die meel ingevryf is. Dis 'n baie volder tekstuur met die margarine is soos 'n taal ingemeng. En hier staan die mengsel, die eiers en die karamelk. Ek gaan dit nou net hier bygooi en dan meng dit vir my. As die deeg die regte styfheid is, maak die menger vir jou die bak amper heeltemal skoon, soos julle kan sien nie. Ons gaan nou nog 'n mengsel aanmaak met bruin karamelbeskuit noem. So hierdie bolletjie gaan nou net hier bly lê tot ons die volgende een klaar het en dan bewerk ons al twee. Hierdie is die tweede mengsel. Dis weer 18 koppies meel, die 100 ml bakpoeier, die 20 ml koeksoda en die 20 ml sout. Wat ek hierby gaan gooi is 'n klein pakkie Weet-Bix, 18 blokkies, om dit bruin beskuit te maak. Maar jy kan pompoensaad, sonneblomsaad, klapper, jy kan enige iets waarvan jy hou in die beskuit gooi, om dit 'n bietjie anders smaak as die gewone wit karamelbeskuit te gee. As ek enige iets anders by die meel gooi, vat ek 'n koppie meel minder. Sien, hier is weer los van die pan af, so dis is regte dikte. As jy die mengsel aanmaak en hy's te slap dat jy nie dit kan werk nie, kan jy meel bygooi. Anders as dit te styf is, as jou koppies groter is as myne, kan jy bietjie melk bygooi om dit dan 'n hanteerbare deeg te maak. Ek sal sê as die deeg klaar gerol is dit omtrent 'n sentimeter dik. My man rol die deeg want sy arms is sterker as myne. Ons het 2 natlappies onder die pan, dat die pan nie heen en weer gly nie. Jy kan dit so in die hol meet. Baie onhandig ek nou. Hier kan jy sny jy elke stukkie. En as jy die ander kant toe meet, is
En net op elke tweede streep dan sit so lang beskryf. Maar ek het so 'n ouer roller. En kan sny jy. Die ander kant merk jy net. Dis nou 5 ponde se beskryf, 2 ponde elk. As ons klaar met almal, dan gaan ons dit in die oond sit en hulle bak by eers die oond is af. So ek sit eers die deeg in en die oond by 80 grade vir 20 minute wat hulle kan rys en dan met hulle in die oond sit ek die oond op by 180 grade en dan bak ek so 30 tot 40 minute. En dan haal ons hulle uit, as hulle mooi bruin moes word. As dit baie warm is, waar jy bly, moet jy dit nie in die oond sit om te rys nie. Dan gaan hulle dalk bietjie langer staan, maar as jy dit weer te lank laat staan, is die moontlikheid daar dat hulle dan gaan platval as jy dit dan uiteindelik bak. So, ons het hierdie manier ontwikkel en dit werk vir ons. Dus kyk, dit is nou koud. Dan sny ons dit en pak dit so met spasies tussenin. Dat elkeen dan net bietjie wind van sy kant af kry, want ek het 'n film van oond. Dan sit ons dit vir omtrent 10 ure by 80 grade Celsius in die oond. So ons hou daarvan om dit deur nag in die oond te sit, want dan gebruik ons nie die oond vir iets anders nie.